Wat is eskatologie? Ek het dit laasweek aan dit geraak, net omdat ons 'n nuwe reeks het, wil ek net aan dit raak. Eskatologie het te doen met die verlede, die hede en die toekoms. Verlede, hede en die toekoms. Selfs voordat Adam en Eva die tuin verban was, het die eskatologie reeds bestaan. Hoe weet ons dit? Wel, ons het die geskiedenis van die skepping het ons ervaar en ons het gesien hoe die skepping reeds plaasgevind het in Genesis hoofstuk 1. Wanneer u na hoofstuk 1 gaan kyk, gaan u al die inligting kry wat ek dan reeds vir u genoem het daar. Wanneer ons vandag na die oorlog tussen Israel en Irak wil kyk, moet ons sekerlik eers verstaan hoe die volk Israel sy ontstaan gekry het. En waar kom die grondgebied vandaan wat Israel sê dis hulle grond? Dit wat hulle reeds vir eeue lank besit. En hoekom maak ander kulture aanspraak op die grond, soos die Palestynë, Hamas. As ons nie die eskatologie van die verlede verstaan nie, sal ons nooit die eskatologie van die hede en die toekoms verstaan nie. Vir hierdie rede moet jy my verdra, dat ek sekere Bybelse feite met u sal moet deel, anders mors ons ook net ons tyd. En die skrifverwysings wat ek vir u gaan gee, moet u bestudeer. Dit is met vriendelikheid wat ek elke Israel-visie persoon nooi. Dis met verskriklike vriendelikheid. Nie afjakkerig of enigiets nie. Ek nooi elke Israel-visie persoon wat in die teologie van Japie van Zyl glo en die Israel-visie ouens, dan die Deborah, daai ander, enige een, luister na hierdie reeks. Dit is lewensveranderend. Dit wat ek met u kan deel, gaan veroorsaak dat u met 'n skok tot die gevolgtrekking kan kom, dat u vir jare reeds deur onbybelse inligting gemislei was. Wel, as jy na die reeks geluister het, die leen van die Israel-visie teologie, ek dink dit was 50 of 60 uitsendings gewees, was 'n beskruikelike lang reeks gewees, met verskriklike inligting, dan sou jy geweet het hoe misleidend is daardie teologie. En al wat ek wil doen, ek wil net vir die Israel-visie ouens seker goed gee en sê, verduidelik vir my, is dit moontlik? Dieselfde met die boek Henog, ons is besig met die boek Henog. Ek wil ook vir u sê, wat nog nie na die reeks kyk het oor die boek Henog nie, gaan kyk na die boek, die leuns, nee, hy sê, die boek Henog, waarheid of lees, dis die titel, die boek Henog, waarheid of lees. Gaan luister, begin by deel 1, stap met hom deur. Nou, dis hier waar jy jou sitplek gordel gaan klaar vasmaak. Ek het mos gesê, laasweek, as jy studies toe kom, bring sitplek gordel saam. Want dit is baie belangrik. Die vraag is, die opskrif is, wat is die verskil tussen Jode en Israeliete? Wat is die vraag, of die vraag is, wat is die verskil tussen Jode en Israeliete? En ek wil soms net hierso vra, weet u? Weet u wat is die verskil? Kom ek anders sê, is daar 'n verskil? Dis die ander vraag. Vandag word geglo, dis in 2025, dat daar in werklikheid geen verskil is nie. Meeste kerke en godsdienstige mense gaan vir jou sê, daar is geen verskil tussen Jode en Israeliete nie. Daar word in die algemeen geglo dat almal wie die Torah lees, dis die Pentateuch boeke, die 5 boeke van Moses, almal wie besny is, almal wat die Sabbat hou, en almal wat die Joodse feeste of die Israeliese feeste hou, ek sê Joodse streep Israeliese feeste, ek kombineer hulle, beoefen, hulle is Israeliete en Jode, hulle wat die 613 wette van Moses probeer aan die gang hou. Hulle is Jode streep Israeliete. Hulle word gesien as dieselfde groep mense.
Verstaan nie dit? Ek gaan dit dalk weer sê. Vandag word geglo dat daar in werklikheid geen verskil is nie. Regtig? Daar word in die algemeen geglo dat almal wie in die Torah glo, wie besny is, wie die Sabbat op Saterdag hou, Vrydag aand tot Saterdag aand onderhou, en die Joodse feeste beoefen, is Jode streep Israeliete. Hier op my linkerkant bo gaan jy sien my boek, die 3de Afrikaanse legkaart studiegids Bybel. Dit is beskikbaar. Nommer 1 en nommer 2 is ook beskikbaar. Hulle almal is A4 boeke en hulle is 500 bladsye dik, is in kleur. As ek vir u sou sê, die Bybel sê, hy het vir hom gesê om vir hulle te gaan sê. Hoe weet u wie praat met wie? Hy, ek skryf in hakies in rooi, Jafashua het vir hom, Petrus gesê, om vir hulle die ander apostels te gaan sê in rooi. Dan gaan jy verstaan, want hy gaan nou sê, en hy, Jafashua, het vir hom, Petrus gesê, om vir hulle die apostels te gaan sê. Dan kan 'n kind dit mos lees. Die boeke is beskikbaar. So jy belangstel, kan jy ons kontak by die nommers op die regterkant hierbo.